Here, ons is vandag hier so om afskeid te neem van die Rochelle. En dit is vir ons seer, dit is ongemaklik en ons wil vra dat U ons net sal vashou en sal dra asseblief. Ons het U vandag verskriklik nodig, Here. Amen. Dankie, ek kan rustig die plekke inneem terwyl ons na die laaste deel van die lied luister. Een of twee afkondigings net voor ons aangaan met die res van die diens. Dit is 'n roudiens, 'n verrassingsdiens. So ons gaan aan die einde van die diens kans gee dat voor ons uitbeweeg buitekant toe dat u rustig hier voor 'n draai kan kom maak. En ek is nie seker of daar blomblare gaan wees nie, maar jy kan sommer hier voor net so 'n bietjie stil raak en totsiens sê so vir oulaas. Maar as ons klaar is met die diens hier binnekant, dan gaan ons kans gee eers vir die naaste familie en dan die res van julle kan so uitbeweeg, ombeweeg en dan uitbeweeg buitekant toe. Daar's in die foyer vir julle gereed gemaak vir tee en koffie en verversings. So kuier so 'n bietjie as familie en vriende so 'n bietjie saam. Ek gaan die reëlings, die badkamers is aan die agterkant in die foyer. Die mansinne is aan daai kant, aan julle regterkant en die dames aan die linkerkant, julle linkerkant, aan my regterkant agter in die foyer. Net 'n laaste opmerking. Dis nogal belangrik dat ons sommer net sal weet, vandag is tyd om te huil en dis oukei. Daar sal weer eendag 'n tyd kom wat 'n mens kan smile en aangaan met die lewe, maar vandag is 'n tyd van rustig raak en kom ons gee vir mekaar ruimte daarvoor om sommer net te huil en sad te wees. Dis fyn, ons mag. Dis deel van ons lewe. Ons seun, ons verloofde man is nie daar nie en dit maak dit eina. So kom ons gee vir mekaar regtig waar ruimte om net sommer ons emosies te kan beleef. Ek het dit ook 'n link op Facebook live gesit vir die diens. So na die tyd sal ek die link ook vir julle aanstuur, YouTube link vir julle aanstuur. Ek wil net 'n opmerking maak vir die ouens wat op Facebook live kyk. Die musiek is gemute. Dit gaan maar oor kopiereg. Ons kan nie ongelukkig nie die musiek daarop sit nie. So die musiek gaan vir julle gemute wees. Ons vra om verskoning daarvoor, maar die res van die diens behoort julle rustig te kan meedoen. Baie welkom aan elkeen wat meedoen op Facebook live ook. Ek gaan nou so reël, ek gaan vir ons video insetsel speel. Hy so 8 minute lank wat jy rustig kan sit en kyk na 'n klomp fotos wat belangrik is. Ja, ons, ek wil dit sê is belangrik. Die slegter as om vandag te treur is om te vergeet. Moenie vergeet nie. Moet asseblief nooit van sy lewe vergeet nie. Gaan loer weer 'n keer na die video's. Dit is iewers het ons so onsensitief geraak, as jy kan maar jy moet aangaan met jou lewe en oor dit kom. Dis nie waar nie. Ons moet maar 'n bietjie stop, 'n bietjie water trap en bietjie onthou. Dis deur om te onthou dat ons kan aangaan. Deur te vergeet, gaan jy nie aan nie. Jy blok net 'n klomp goeters, jy druk dit onder 'n mat weg, maar as jy die mat oplig, gaan al daai goed nog steeds daar wees. So ons gaan oor 'n klomp goeters moet deel ook vandag mee. Maar ons gaan sommer 'n bietjie daarna luister en dan is dit Zenia wat die bedankings gaan doen. Kan ek sommer dan vir jou in die begin net na die video kans gee vir die bedankings voor die diens, dan is al die huilery en pratery verby. Goed, kom ons sit sommer net rustig en dan kyk ons na die lewe van Rochelle.
Goeiemôre familie en vriende. Net die bedankings. Dankie aan Rosemary en Hantie van LGB Funerals vir uitstekende diens, advies en bystand op soveel gebiede, soos altyd. Dankie aan die familie en vriende wat finansiële bydrae gemaak het. Woorde kan nie beskryf hoe dankbaar ons vir julle is nie. Dankie vir al die familie en vriende vir die oproepe, inloer en morele ondersteuning. Nadia, Francisca, Adrenay, Angeline, Hannah, Michael en Rochelle se familie waardeer dit vreeslik baie. Moet asseblief nie ophou met daai oproepe nie. Vir elkeen wat gehelp het met die verversings, baie dankie. Dankie aan Dominee vir die diens en die gebruik van die kerk en die kerksaal, as ook die dames wat help in die saal. Dankie vir elkeen van julle wat vandag hier is om 'n laaste eer aan Rochelle te betoon. So, ek is nou so 30 jaar amper so in die gemeente, 28 jaar, en dis ek wil net sê ek is 'n oupa, dis vir my die lekkerste ding om te sê, daar's niks lekkerder as om 'n oupa te wees nie, ek weet dit is lekker om 'n ma en 'n pa te wees, is daar nog oupas en oumas hier, so wil jy net jou hand opsteek nie? Liewe land, dis al my lekkerste ding onder die son om 'n oupa en ouma te wees. Ek onthou my eerste kleinkind, toe sy gebore is, hier onder in Pinehaven by die hospitaal, staan ons almal in die saal en wag dat, ons nou gehoor die kraamaffaire het goed gegaan, en ons staan nou en wag dat my eerste kleinkind nou terugkom, en ek is so opgewonde, daar's 3 oupas en 3 oumas, en my skoonseun, Casper, en ons staan nou en wag dat Marisa en klein Carly, waarvoor ons nou al hoeveel jaar dink en hoop en bid, en uiteindelik terugkom, en hulle word toe teruggestoot, Marisa op die bed, en die suster hou vir klein Carly vas, en sy stop so in die saal se deur, en sy scan nou so hierdie 3 oupas en 3 oumas en my skoonseun, en ek is grys, ek is al van 20 af grys, so dit is niks snaaks nie, maar die ander 3, my skoonseun en die ander 2 oupas, is bles. So sy scan toe so, en sy sê maar, okay, grys moet jonger as bles wees, so ek moet die pa wees, so ek weet nie hoe, was nogal grand, maar sy druk al die klein babetjie toe in my arm, so hier staan Gerard met hierdie klein, ek is hulle as lelik as hulle gebore is, hè? Maar almal sê seker mooi goedjies, maar jy weet mos nou, hierdie enetjie kom nou 9 maande in die baarmoeder en gedruk, en in ieder geval, jy staan nie met hierdie klein dingetjie wat so mummy toegevou is, ek sê so pers kombersie gehad, so toegevou, maar jy staan met hierdie dingetjie, en ons mans, is nie maklik, hierdie ding is nie vir ons easy nie, weet nie hoe 'n babetjie vas te hou nie, my jongste op daai stadium was al 19, 20 gewees, so ek het vergeet hoe hou mens hierdie klein babetjie vas, maar nou ja, vas, het sy nie val nie, want as hy val, dan is die sielkundige rekening op jou, nee, so jy moet vir die rest van haar lewe, so jy hou nou maar hierdie klein gremlintjie vas, maar sy's mooi, en iewerster, en sy's aan die beweeg, sy's 'n bedrywige klein dogtertjie, so sy beweeg, en in die beweeg, gaan haar die kombersie oop, en daar is so klein handjie wat uitkom, en so om oupa se vinger vat, en daar's 'n foto daarvan. Toe chonk ek, en ek besef, maar wat ons nou net experience het, wat ons nou net beleef het, is 'n miracle. Ouens, ek dink ons moet dit vir mekaar oor en oor herinner aan, dat ek en jy hier is vandag, never mind waar in die samelewing jy self bevind, die blote feit dat jy gebore is 'n verskriklike groot miracle. Jy moes eintlik statisties nie hier gewees het nie. Die ouens in biologie sê vir jou, 1 spermpie, elk so 'n hele klomp ander, miljoene, om by die eiersel uit te kom, en daar gebeur konsepsie, daar gebeur bevrugting, en vashegting, en seldeling, en girls, julle sal nou verstaan van daai ongemak van swangerskap, en naarheid, en swangerskap, en naarheid, en swangerskap, en rugpyn, en swangerskap, en julle weet wat, en dan skielik, eendag, word hierdie klein babetjie gebore, en vat hom jou vinger, en jy chunk, en jy besef, this is God at work. Hierdie is God aan die werk.
eintlik 9 maande voor dit al, maar kom ons begin hierso. En dan word hierdie klein babatjie groter en gaan hulle later skool toe, kleuterskool toe en skool toe en raak hulle as hulle so jonk is, mos nou ongelooflik bedrywig, veral in die laerskool. In die hoërskool raak hulle so 'n bietjie bedrywiger op ander vlakke, ek wil nie daaroor praat nie. Maar hulle begin verlief raak en verlore raak en hormone ontwikkel en alles, en skielik breek hulle stemme en alles goeie. En dan word hulle nog groter en dan maak hulle is klaar met skool en dan raak hulle ernstig verlief en dan raak hulle in 'n verhouding betrokke en het kinders. En dan eendag dan gaan hulle dood. Daai was easy geweest. It's God at work. Ons vraag is, waar was God toe sy laaste asem uitgeblaas het? Goed. Die volgende rukkie moet ek mind to mind met julle gesels. En vergewe my daarvoor, maar kom ons praat oor die belangrike issue wat ter sprake is. Dit was 'n selfdood geweest en ons weet, dit vra 'n klomp ander vrae. En daarom wil ek dit nou reguit aanspreek en as julle my wil stenig daaroor is ek okay, maar ek dink ons moet daaroor praat. Ek wil net 2 goeters daaroor sê. Nommer 1, julle, veral wat hier voorsit, was nie aandadig daarvoor nie. Dit was nie julle skuld nie. En iewers het ons begin om hierdie stupid ding op ander mense te laai en sê, maar julle was in 'n verhouding, of julle was ma, of julle was betrokke by hom, hoekom het julle nie die tekens gesien nie, hoekom het julle nie, julle het geen aandeel aan sy keuse gewees, gehad nie. Hy was volwasse, hy was 'n groot man, hy het self, en laat ek reg sê, ons sou vir hom wil sê, nee, moenie daai ding doen nie, kom ons probeer 'n ander opsie. Daar's hoeveel ander antwoorde, hy het gekies vir daai antwoord, en hoe sê dit ook al is, dit is nie julle skuld nie. En iewers moet ons loskom van die las en ballas wat op ons gelaai word, en dink maar, as ek maar net so, of as ek maar net so, dit was nie julle skuld nie. Nommer 2, daar's, en ek word woedend as ek dit hoor, daar's dominees, predikante, pastore en profete en priesters en wat hulle self ook al wil noem, wat vir ons sê, dat as iemand sy hand aan sy eie lewe geslaan het, dan is daar nie genade by God nie, dan gaan daai persoon direk hel toe. Kan ek dit nou sommer baie reguit sê, daar's baie sterker woorde, maar ek dink nie die kansel is die regte plek om te sê nie. Dis nonsens. Dis absolute twak. En ek het gesê twak. Want baie van ons het hierdie idee van, ja maar, daarso het hy besluit, hy gaan klaarmaak met die lewe, en dis nie wat God gewou gehad het nie, daarom is hy buite die wil van God. Dit is geen stuk waar nie. Ek was by verskriklik baie selfdood voorvalle betrokke gewees, en ek weet daai wroging wat tussen 'n persoon en God plaas van daai laaste momente is huge, waarvan ons niks verstaan nie. Weer 'n keer sou ek wil sê, maar kom ons kyk na ander alternatiewe, daar moet ander oplossings wees, maar hy het so besluit, en God in sy groot genade sê nie, ek wil nou niks meer te maak hê nie. Dit maak nie saak of jy eers jou sonde bely het, voordat God sal vergewe nie. God vergewe by voorbaat. Kan ek dit weer sê? God vergewe nie, omdat jy gesê het sorry nie. God vergewe by voorbaat. Nog voordat jy na hom toe gaan. Onthou julle die verhaal van die verlore seun? Daai boetie wat in die varkhok gesit het, en besluit hy moet ek teruggaan? Hy is nog besig om sy speech reg te kry vir sy pa, en dan hardloop sy pa na hom toe, val hom om die hals en sê, kom, jy's myne, kom ons gaan party hou, en hy wil probeer verduidelik, hy sê, sit 'n ring aan sy vingers, gee vir hom skoene. God se genade is, voordat ek na hom toe gaan, is hy al 'n genadige God. Dis wat dit so amazing maak. Die moslems en die ander godsdienste, hulle wil voorwaardes, jy moet eers dit, en jy moet eers dat, en jy moet eers dit. Ons God sê, nee, kom na my toe, almal wat moeg, en ek dink dis die boodskap wat ek vir julle wil nalaat. Kom na my toe, almal wat moeg, en oorlaai is,
ek sal vir julle rus gee. So hierso was God at work. En die volgende woorde sê ek as gelowige. Hierso was God ook at work. God is nie afwesig by die dood van iemand nie. Dis nie die sonde of die duiwel of iets van die. God is daar gewees om hom op te neem by hom en te sê, jy's myne. Ek dink die Here sou sê, maar dalk moes jy dit anders gedoen het, maar daai moment is daar iets, gaan nou 'n groot woord gebruik, iets pastoraals. Asof God sy arms om ons sit en sê, kom ek druk jou net styf vas in daai moment. Hierdie ding, hierdie lewensloop, moet ek net so 'n bietjie verder verduidelik. Want dit is so dat God daar is en God daar en nou sê jy lekker nê. As daai die laaste is, nee, is dit die laaste nie. Hierso kom die eintlike ding. Ons lewe is eintlik so lank. Baie van ons dink dit is forever and ever and ever, maar is nie waar nie. Ons lewe is so lank. En ek weet nie waar trek jy op hierdie lyn nie. Hulle sê 'n goeie idee wat ons min of meer kan hê oor hoe lank ons behoort te lewe. Girls, julle leef bietjie langer. Julle verwagting is so tussen 80 en 85. Mans, ons is so tussen 75 en 80. So ons het so 5 jaar korter wat hulle ouens vir ons sê behoort ons te kan lewe. Wel, ek het laas jaar 60 gestraik. So as ek op 'n maatband moet vat, dan is ek heel wat nader aan 80 as aan 0. Wat net vir my sê, maar dis al wat vir my lewe oor is. En as hierdie my lewe is, dan trek ek statisties gesproke hier iewers. Jy kan jouself invul, waar is jy? Maar mag ek jou net herinner, statistiek werk ook nie 100% met lewe nie, nee. Party van ons raak 80 jaar oud. Party raak 18. Party raak 8 maande. Die lewe se waarde word nie gemeet aan hoe lank nie, maar hoe diep. En hier is my belangrike opmerking. As hierdie jou lewe is, dan moet jy sorg dat jy en God aan mekaar gekonnekt is, sodat jy vir die res van jou lewe saam met hom kan wees. En ek sê dit weer as 'n gelowige. As jy ongelowig is vandag en net nie verstaan nie, ek respekteer jou, ek verstaan dit. Vir my as gelowige wat die Bybel gebruik as die maatstaf, sê die Here, hierdie is jou lewe. En ek wil vir jou 2 vrae daaroor vra. Hierdie is jou lewe en daarna is ons noem dit vandag die ewige lewe, eternity. En dis waar ons almal heen wil gaan. En die meeste van ons sê, ja, as wil, net nie nou nie. Rushay het gekies om te sê nou, nie later nie, maar nou. En weer eens sou ons anders te wou hom gehelp het, gelei het, raad voorgegee het, maar sy keuse was anders te gewees. Maar vandag praat ons nie eintlik oor hom nie. Natuurlik huil ons oor hom, natuurlik is ons hartseer. Maar vandag is ook 'n stukkie introspeksie na myself en daarvoor wil ek julle 2 vrae vra. My eerste vraag is: wat gebeur as jy vanaand huis toe gaan en gaan slaap en môreoggend nie wakker word nie? As jou rooi stukkie tou verby is. Dis 'n baie crucial vraag wat elkeen van onsself moet antwoord. Jy kan hom nie antwoord omdat jy iewers te lank terug gedoop is as 'n kind of as 'n groot mens nie. Jy kan nie doop omdat jou ma of jou pa iewers in 'n kerk behoort het nie, of jou oupa grootjie iewers die kermis gesponsor het en die pannekoek gebak het nie. Jy moet persoonlik antwoord. Vanaand voordat jy gaan slaap, as jy klaar die honde uitgevat het en jou kinders in die bed gesit het en die alarm aangesit het en klaar gepiepie het, dan moet jy vir jouself vra, maar is ek en God okay? Ek weet van hom. Die dieper vraag is, ken jy en hy mekaar goed? Het jy, lang terug wat het MTN 'n advertensie gehad, wat hulle gesê het, jy moet connected wees. En dis die vraag, is jy en God connected? Is daar 'n relationship wat plaasvind?
En 'n verhouding is crucial, né? 'n Verhouding beteken nie ek sien jou nou en dan nie. Ek kan 'n stupid voorbeeld gebruik. As ek by die huis kom en by Annelie my vrou net so groot bos blomme bring, dan is sy baie lief vir my. Maar as ek 6 maande later weer dieselfde bos of 'n ander bos blomme vir haar bring en sy maak die deur op en gesê vir my sê, my man, jy's regtig vir my besonder lief nie. Nee. As ek dit 1 keer in 6 maande doen, dan vra sy vir my, wat het jy droog gemaak? Verhoudings werk nie met once in a while nie. Dis nie nou en dan nie. Verhoudings werk met terug by die selfone. Onthou julle die missed call stelsel? Ek stuur vir jou 'n missed call. Jy het ook nie geld nie, so jy gaan my ook 'n missed call, maar ek dink aan jou en jy dink aan my. Ons weet deur hierdie missed call stelsel. Dis hoe God wil hê ons moet met hom praat. Om met hom te weet maar ek en hy is in 'n verhouding en 'n relationship waar ons net met mekaar kan praat en ek net vir hom kan sê, Here, ek hou nie van hierdie tyd waarin ek is waar my seun dood is nie. Ek wil nader aan U beweeg en dis crucial. Vraag nommer 2 is, wat gebeur as jy vanaand huis toe gaan en gaan slaap en môreoggend weer jou oë oopmaak? As jy môreoggend nie doodgaan nie. So jy is nog iewers op hierdie rooi streepie. Dis nog nie in die ewige lewe nie. En daai vraag is net so crucial. En dis die vraag van, wat gaan jy nalaat as jy die dag nie meer hier is nie? Wat doen jy wat 'n verskil maak in die lewe wat jy lewe? Die Engelse woord legacy is waaroor ons praat. Wat is jou nalatenskap? Lank terug was ek by 'n konferensie gewees en 'n spreker het ons toegespreek wat vir my op daai stadium so baie sin gepraat het en ek sal tot my die dag het ek self doodgaan, sal ek onthou. Hy het altyd gesê, jy kry hierdie stukkie plot, erfie. En dis jou lewe. Laat jy dit 'n beter plek na as wat jy dit gekry het. So sorg jy dat dit omgeploeg word, die bossies uitgetrek word, gesaai word, vrugte daar, pluk jy die vrugte, bewerk jy dit, versprei jy dit, los jy hierdie plek 'n beter plek na as wat jy dit gekry het. En dis die vraag wat ons moet vra, vir as jy môreoggend wakker word en jy's nog nie dood nie en jy's iewers op hierdie stukkie pad, jy leef nog, jy haal nog asem. Hoe doen mens dit? En omdat dit so verskriklik moeilik is, help die Here ons. Hy sê vir ons die volgende woorde: Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. En as jy wonder waar kom dit vandaan? Op die blaadjie staan die teks ook. Jesaja 41 vers 10. Ek is by jou, ek sal jou dra in hierdie lewe wat nie altyd easy is nie, gaan ek by jou wees. So kom ons maak dit baie relevant vir julle hiervoor en vir ons almal. Daar gaan tye wees, ons emosies gaan met ons weghardloop. Waar ons gaan huil, nommer 1, en huil en dis fine. Hoekom moet ons so lelik met mekaar sê, man, kom aan jy moet nou op huil. Kom aan jy moet nou aangaan met die lewe. Dis inhumane om dit te verwag. Dis onmenslik. Ons moet huil. Trouwens, ek onthou in die tyd met COVID, daai Delta variant tydperk, dit was 'n verskriklike tydperk in ons gemeente. Ek het in daai tyd 50 begrafnisse in 60 dae gedoen. Dit was regtig 'n horrible tyd en ek lees toe 'n artikel wat sê ons moet huil want daar sekere toksiese stowwe wat jou liggaam net van ontslae kan raak, gifstowwe, deur jou traankliere. Nie deur jou sweetstelsel nie, deur jou urinestelsel nie. Jy moet dit uithuil. En ons mans word geleer, jy huil nie. Cowboys don't cry. As jy Vanaas Botha ken, dit was nogal sy groot sê ding. Cowboys don't cry. Jy huil nie as 'n man nie. Dis nou ons as ouens, mans, ek praat spesifiek met ons. Dis nie 'n mooi gesig as ons huil nie, maar ons moet huil. Dis goed so. Nathaniel sê, en ek dink nie hy het ooit 'n rugbybal vasgehou in sy lewe nie, maar hy het gesê, ons mans moet in touch kom met ons feminine side. En ek dink hy slaan die spyker op die kop. Ek dink ons kan maar huil en ons moet huil, dis goed so. Moenie sê nee, ek sal nie huil nie. Daar's moments ons net sommer kan huil, dis fyn. Daar's ook tye wat ons gaan sê, maar ek wil vandag sommer die gordyne toehou. Ek gaan niemand sien nie, ek gaan in my pyjamas bly. Ek gaan so 'n bietjie depro slaan en dis fyn. Jy mag ook. Gaan sulke bietjie, dis nodig. Ons het nodig om baie keer net so 'n bietjie niks te doen nie
net so 'n bietjie, is nie 'n depressie nie, maar so 'n lae vlak van depressie. Kom ons noem dit maar 'n lae vlak van depressie. Jy hoef nie 'n pilletjie te drink nie, jy hoef nie te gaan alkohol drink nie, jy hoef nie een of ander druk te gaan kry nie. Jy kan net so 'n bietjie down voel, and that's fine. Daar's nie sonde aan nie. En ons maak so stupid en sê, "Anje, hier is vir jou blommetjie, kom smaak." Ah nee, los dit. Laat hulle net gaan sit langs hulle nou. Ek gaan net 'n storie vertel daaroor. Die laaste emosie wat ons het is 'n emosie van wat veral vandag ter sprake dalk is 'n emosie van kwaad wees. Kwaad vir omstandighede, kwaad vir hom wat dit gedoen het, dat hierdie keuse gemaak het, kwaad vir selfs vir die Here. Want hoekom Here het hy nie net ingetree om gestop nie? En die meeste ouens sê, nee, wat nie daar gaan nie. Nie vir die Here kwaad wees nie. Ouens, ons mag. Die Here is nie ongemaklik en hy word nie onkant gevang as ons kwaad is vir hom ook selfs nie. Hy is okay daarmee dat ons vir hom ook kwaad is, dat ons vuiste na die hemel toe bal en sê, Here, why? Onthou jy daai mooi Psalm 23, grand Psalm, hè? Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dawid skryf hom, dis 'n sang wat hy skryf. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Ek sien hy staan sommer so vierkantig op 'n rots en hy sê, ek is okay. Deur die dal van doodskade weer, ek is okay. Maar blaai een bladsy terug. Psalm 22. Selfde Dawid wat skryf. Dan begin sy sang wat hy skryf daai aan so. My God, waarom het U my verlaat en is U ver van my af? Onthou julle daai woorde? 1000 jaar later hang Jesus aan die kruis. En hy onthou daai Psalm. En hy hang aan die kruis en hy sê, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Ons mag vra, Here, hoekom het U ons gedrop? Selfs Jesus self het dit gevra. Selfs toe in die tuin van Getsemane was, hy gesê, laat hierdie ding met my verbygaan asseblief, laat hierdie beker met my verbygaan, ek kan dit nie doen nie. En smeek hy sy Vader en sê, ek kan dit nie doen nie. En die Vader laat toe dit met hom gebeur. Daar's moments ons kan kwaad wees, defies te wees vir God. So jy gaan huil, jy gaan depro wees, jy gaan op 'n stadium kwaad wees en is fine. En is amper soos, ek is so bang om dit so te gebruik, dis so stepping stones oor 'n stroompie. So van A na B na C, maar dis nie asof dit 'n A, B, C, dan gaan ons al met ons lewe nie. Partykeer vertoef jy 'n bietjie by A en dan klim jy weer terug en dan kan jy nie glo nie en dan gaan jy nog na B toe en as jy by B is dan jy 'n bietjie, dan gaan jy by C en dan gaan jy aan met jou lewe en dan kom jy weer terug na die stroompie en weg. Ek wil weer 'n bietjie huil. En so is nie en elkeen se ritme is anderster. Joune gaan anders te wees as wat joune gaan wees. Elkeen van ons het 'n ander manier hoe om dit te hanteer. Solank ons net vir mekaar ruimte gee om dit te kan hanteer. Ouens, dis so belangrik. Is die belangrikste wat ek wil sê. Die Here sê vir ons, ek sal by jou wees. Moenie bang wees nie, ek sal jou beskerm. Maar kom ons gee vir mekaar ook daai ruimte om sommer net te huil. So die eerste 8 jaar van my werk as dominee het ek gedoen in die polisie, as 'n polisiekapelaan. En ek het verskriklik baie geleer in die polisie van hartseer en seer en hoe om met jy deel en daar's nie 'n regte en 'n verkeerde manier nie, maar ek wil een storie met julle deel. Ek kry 'n boodskap op 'n Saterdagmiddag dat een van die polisielede, Rose was haar naam, 'n swart konstabel se seun haar dienspistool in die hande gekry het en hy en 'n maatjie het Russian roulette gespeel en die skoot het afgegaan en hy het homself per ongeluk doodgeskiet. En ek ry en ons het in Linden gebly op daai stadium. Ek het by Blitspatrollie was my kantoor, so ek het een van hulle vinnige karre met hierdie blou ligte en nou jaag ek af Bes Valley toe, Besuidensvallei toe, want dis nou daar wat gebeur het en terwyl ek nou jaag om te vinnig daar te wees met my uniform en my pers band om my pet, sit ek met myself en dink, Gerrit, wat gaan jy nou daar doen? Wat gaan jy vir daai mense sê? Wat is die antwoord nou vir dit wat gebeur het? 10-jarige seun skiet homself per ongeluk en nou wat se antwoord gaan jy vir hom gee? En in elk geval, my volgende vraag, dis 'n swart dame, wat weet jy van die swart kultuur? In elk geval, jy is nat agter die ore, jy is nog nie eens 30 jaar oud nie. Wat gaan jy vir hom sê? Vir haar sê en wat gaan jy hoe gaan jy hierdie kultuur crossing kan doen? So ek kom toe aan daar in West Valley en al die polisiemanne, want dit is so 'n polisie aangeleentheid, daar's 'n klomp polisiemanne, maak so oop want hier kom die dominee nou ingestap met sy persband om sy pet en ek stap in en Rose sit lê so in die sitkamer
En dit het ek agterkom van die swart kultuur, hulle skree. Tot 'n tannie of 'n ma of 'n sussie, hulle kom troos, maar sy sit, lê daar op die grond en sy skree. En al wat ek kan doen is ek gaan sit ook, maar dit daar so half op die mat. Ek weet nie om te sê nie, ek weet nie of ek daai dag gelees het of gebid het nie, ek weet glad nie, ek kan nie onthou nie. Ek is seker 'n ure wat later daar weg, na die liggaam weg is en die tannie aangekom het en haar bietjie getroos het. En ek het hulle gehelp met die begrafnisreëlings daarna in Polokwane. En seker so 'n maand later, toe kom Rose by my kantoor verby en sy klop my deur en sê vir my, Maruti, ek wil so 'n bietjie met jou kom gesels, ek wil net so 2 goed wat ek vir jou wil sê. En ek gaan dit maar opsom en dit help ons om vir julle te help. En sy sê toe vir my, Maruti, ek wil 2 goeie sê, ek wil vir jou sê, dankie dat jy daar was. Ek weet dit is moeilik, jy's wit en ons is swart, maar dankie dat jy daar was. En die volgende woorde is nou haar woorde. En Maruti, dankie dat jy geshut up het. En dan vang ek my so half geskok. En toe sê sy vir my, daar's so baie mense wat kom probeer om antwoorde te gee. En dankie dat jy nie probeer kom antwoorde gee, maar sommer net daar was. Later het ek 'n ander artikel het gelees en gesê, iemand gesê, ons job is to be present and to be silent. Ek weet nie wat se antwoorde jy al in jou kop geformuleer het om vir hulle te sê nie. Dit gaan nie werk nie. Kan ek 'n paar vir jou noem? As jy nog nie aan gedink het nie. Die Here het sy mooiste blommetjie kom pluk. Sê nie veel van jou nie, want as jy maar 'n kaktusblommetjie wat waarskynlik nie gepluk is deur die Here nie. Maar dis nie die waarheid nie, hè? Dit help so 'n bietjie troos vir so rukkie, maar dis nie die waarheid nie. God het nie ons nodig om mooi blommetjies in sy tuin te wees nie. Ons sê dit maar vir mekaar om dit so 'n bietjie meer draaglik te maak. Partykeer, miskien is jy 'n bietjie meer churchy. Kom sê jy iets soos dit was die wil van die Here. Wat reg is die regte antwoord. Dit help nie om te troos nie. Niks nie. Dit is eerder meer vrae wat jy op die tafel sit as wat jy antwoorde kry. En dalk is die beste manier om net daar te wees en stil te wees. Want wat se antwoord gee mense nou vir hulle? Kan 'n mens die klok terugdraai? Jy kan nie. Al wat ons het is die stukkie lewe en hierdie teksversie. Ek sê jou bewaar, ek sê jou vashou, ek sê jou beskerm, saam met al jou vrae, saam met al jou kwaad wees, saam met al daai goeders. I'll be there. Okay, daar's 2 maniere om hierdie ding te hanteer. Een is om op allerlei ander plekke te gaan soek, rond te skarrel. En daar's 'n paar plekke wat jy kan gaan stop. Jy kan by die apteek gaan stop en 'n klomp pille vir jouself kry. Dink jy gaan so uitkoop. Antidepressante, een of ander opkikker, een of ander kalmeermiddel. Jy kan probeer. Dit gaan werk, dit gaan waarskynlik tydelik vir jou verligting bring. Jy kan by die drankwinkel gaan stop en daar's 'n hele klompie goeders wat jy kan gebruik om jouself so 'n bietjie te verdoof. Jy kan iewers ter op die hoek van die straat 'n fix kry. Daar's ook 'n hele klompie plekke wat jy dit kan kry. Kos nie eens meer baie geld nie. Jy kan dit kry en dit kan jou waarskynlik 'n bietjie kan help. Ek weet net in my eie lewe met die ervaring wat ek in die afgelope 30 jaar in Christop Wes gekry het, daai goeders, al daai hele hoop goeders, help niks. Dalk vir so een aand, dalk vir 'n rukkie, maar op lang duur niks nie. Die enigste manier hoe dit werk en wat werk is om op God se skoot te klim. En al jou frustrasies, jou vrae, jou huil op sy skoot te gaan hou. Ouens, ek sê nie maar dit maar dis maar 'n regte woorde wat te gebruik op 'n begrafnis nie. Maar daar's regtig waar nie 'n ander plek nie. En dan nooi ek jou, klim op die Here se skoot. Jy kan hierso op sy bors tamboer en sê ek is kwaad. Jy kan sy bors nat huil met jou trane. Maar hierso is die regte plek. Dis hier waar jy langdurige rus en vrede kry. Gaan jy huil nog steeds? Natuurlik.
Gaan jy kwaad wees? Yes, of course. Gaan jy vra natuurlik? Gaan jy depressief wees? Ja, natuurlik. Maar dis 'n plek waar jy kan asemhaal. En daarom wil ons maar sommer op die skoot klouter, Here, net sommer sê, het ons nou in Jesaja 41 gesê, U gaan ons beskerm, doen dit asseblief. Het ons nou daarvoor ons sê, ons moet nie bekommerd wees nie. Help ons om nie bekommerd te wees nie. Hou ons sommer net verskriklik styf vas. Ons mis en ons gaan nog verskriklik baie vir sy mis. Maar ons gaan dit nie vashou. Met alles. Amen. Ek wil nou die seën uitspreek en ek wil vra dat jy almal sal staan en dan gaan ek die seën uitspreek en dan gaan ek die lied aansit, die laaste lied en dan terwyl die lied speel kan julle rustig vorentoe kom en vir oulaas tot sien. Sê kom ons werk dit 'n bietjie anders om as gewoonlik. Ek sê gewoonlik julle moet eers kom, maar kom ek gee eers geleentheid vir julle om hier voor verby te loop. Julle kan net hier rond wees, anders gaan julle nou uit buitekant toe, dan kan julle hierso bly. So as hulle hier vorentoe kom, dan kan julle rustig saam beweeg en dan kan jy uitbeweeg buitekant toe. Maar ek is die voorreg om jou nou uit te stuur met die seën van die Here. Wat beteken dat die Here sê ek gaan by jou wees. Hy sê ek weet dit is swaar, ek weet dit is terrible. Maar ek stuur jou uit met die genade en die liefde van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God wat ons Vader is en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen wees en bly. Amen. Dankie, jy kan rustig so nader staan.